Monosem Wingmax, ek praat met Jan Grobbelaar, hy gaan my meer vertel. Agter jou staan nou 'n Monosem, nee. Nou as ek jou opset so kyk, voordat ons by die plantergoeders kom, verduidelik my eers, hoe lyk julle boerdery opset? Watse tipe gewasse plant julle? Besproeiing, droëland, hoe lyk die goed? Jopie, ons plant maar droëland en besproeiing, so semi-besproeiing. Nou, sê gou vir my, nee, want as jy nou hierdie besigheid so kyk, want jy is op 'n baie interessante spasiering hierso. Hoe lyk jou wat se wytes plant julle? Jopie, ons plant 1.2 meter ry en in ons middel plant ons maar 1,9 ry. Dis maar eintlik maar net vir die kleiner trekkers om makliker oor te kom met die rol en die skoffels. Dis die hoofrede daarvoor en dan die drywers sien ook makliker waar is die ry wat hulle moet op ingaan. Maar hoekom 1,2? Want dis 'n snaakse rywyte as ek nou moet sê. Ek sê die 1.2 doen by ons op die sonneblomme doen hy die beste en jy kan nou maar mielies ook op daai rywyte plant en dis hoekom ons nou moet nou maar op 'n standaard ergens probeer kom. En dat die bedekking vir die mielies is ook daar 'n bietjie meer skade weer op die grond. Hoekom spesifiek het jy nou gegaan na die Wingmax toe? Die Monosem unit is nog altyd bekend vir goeie spasiering en so en dis hoekom ek maar in daai rigting beweeg het en daar's 'n paar features op die planter wat ek dink wat hy op het wat die kompetisie nie op het nie. Jy kan hom nou kry met enige tegnologie wat jy eintlik opsoek, Raven of wat ook al jy wil. Ja, jy kan enige, dis maar jou keuse, dit hang maar af, dit is maar vir watter prysklas jy in is. Ek meen jy kan enige stelsel kan jy op hom opsit. So daar's nie 'n regte beperking, jy kan wat die voordeel is jy kan meganies ook gaan so dat hulle nog met ketting aandryf, maar ja, die ene het nou sy hidrauliese aandrywing aan, so hy die motor sy 3 seksies wat hy hom beheer. Wat was jou groot behoeftes rondom die totale spek van die planter? Want ek sien ook hier's hierdie snaakse hartjie goed hier voor. Wat doen hulle? Jopie, dis maar road cleaners, dit maar help maar om die sand weg te vat op die rye. Ja. Wat se naam ons wêreld het maar sanderigheid gewoonlik. En as veral as jy voorgewerk het direk voor die planter, nou is daar maar 'n droë laagie wat hy altyd wil wegskuif. En veral by die sonneblomme, hy hou nie van baie nat grond en baie diep geplant word nie. So dan help hy road cleaners nogal baie om hy boonste. Maar wat maak hy droë grond dan nou as hy verbygaan, dan maak hy hom nie maar net agter oop en sit hom in die nat grond nie. Die probleem is van die droë grond, hulle val dan direk agter jou kunsmiskouter in. Ja. En jou kunsmiskouter is nou normaalweg tussen 50 en 70 mm van jou saadkouter af. So daar lê dan 'n droë streep. As ek jou reg verstaan, so dan kom hy basies hierso en hy maak hom half oop aan hierdie kant en dan sit jy nou met daai stukkie waar dan nou droëgrond ingeval het. So jy sit amper met 'n streep droëgrond wat dan nou daar lê. Ja, jy sit met 'n streep droëgrond wat daarin is, maar al plant jy nou in die nat grond, daai wat se naam verskil in vogpotensiaal beweeg die vog dan nou van die saad af eintlik na die droë grond toe in plaas dat hy die vog by die saad hou. So met die gevolg is dan begin jy ontkiemingsprobleme kry. Ek sien julle het nou hierdie vingers wat om jou vinger toe trap wielietjies en dan het hy 'n hartjie ook hier agterop. Dis hy. Jopie, ja, dit was naam dit is maar om daai saadbed van jou so fyn as moontlik te kry in die agterkant. So en om gelyk as moontlik te kry want ons grond is maar sandleemgrond en met die son wat so kwai warm word, dan as hy daai kleitjies te groot is in die ry, dan kry jy partykeer by die sonneblomme dat hulle nie daai kleitjies gelig kry nie. Elke ou het mos maar sy behoeftes en hy weet wat by hom werk en hy dink wat by hom werk. So met die gevolg is ek het maar uit die ander planters het ook maar geleer uit foute uit en goeders en maar gesien wat is nodig en waar kom die goeders die beste op en dan moet ou maar daai opsies vat. Kunsmis, hoe sê kunsmis se akkuraatheid, daai tipe van goed? Die kunsmis akkuraatheid is redelik, jy kalibreer hom nou maar eenmal en dan as jy nou maar reg vir die seisoen en dan hang maar net af as jy wissel tussen verskillende soorte kunsmis, moet jy maar net oorkalibreer. Maar wat lekker is van die planter, jy kan sien terwyl die planter loop of gooi jy kunsmis want hy het mos Venturi wat hy die kunsmis meer uit wat hy hom uit in die stroom ingooi mee. So met die gevolg is as jy hierdie klappie oopmaak, kan jy hier agter die planter loop en jy kan sien of elkeen 'n min of meer daarom lyk asof hy reg gooi. Wat ek nou geleer het
By die vorige Monostem wat ek besoek het, was hierdie besigheid waar hulle nou die kunsmis hier af waar hy blaas en dan blaas hy basies die wind hier uit, laat hy eintlik met gravitasie inval Ja. en nie die kunsmis uit die grond uitblaas nie. Ja. Vind jy dit as 'n groot voordeel? Ja, Chubby, wat ek dink is 'n groot voordeel omdat hy met gravitasie afval en nie afgeblaas word nie, want die probleem is as jy sê net maar stadige plant en die spoed is nie hoog genoeg nie, dan blaas hy daai kunsmis uit, dan blaas hulle in die grond vas en hulle hop eintlik weer uit agter die unit. So maar omdat hy nie gravitasie val hy en hy gaan lê daaronder. Silinders, daai, want ek weet hy's hierdie ene wat hom nou anderster maak is sy silinder sit buite op, waarvan die ander ouens binnekant sit. Wat dink jy van daai configuration? Ja, wat snaam die silinders wat buitekant sit, maak dat dit maklik is om te sien wat gebeur waar. En wat die voordele van die plante is, as jy optel op die komponent van die land, tel die vlerke 'n sekere grade op, so dit maak dat jou units nie in die grond vasdruk en in daai soort van aksies by wenakkers se walle. So hy dis sommer outomaties, hy doen dit outomaties, so jy hom optel die oomblik as wat die balk gelyk kom, dan tel hy 2 punte weer op. Nou, as die ander planters nou 'n bietjie oud raak en bietjie begin kilos opkry en al die goed, hoe lyk die volgendes wat kom, gaan hulle ook blou wees? Ja, Chubby, ek is baie tevrede met die plante, so wat nou vir my is daar nie 'n twyfel dat ek dink dat dit maar blou plante sal wees. As jy belangstel, linkie bo of hieronder, kan jy met my nou in kontak kom.